Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 159 vers 1 en 3. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 146, vers 1, 2 en 4, die TT beruiming. Of
Kom ons bely ons geloof saam in die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 209, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 309, vers 1, 2 en 3.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en wel uit die boek Genesis. Genesis hoofstuk 11 vanaf vers 1 tot 9 en dan hoofstuk 12 vers 1 tot 3. Die hele wêreld het net een taal gepraat. Toe die mense ooswaarts getrek het hulle uitgekom by 'n vlakte in Sinaar en daar gaan woon. Hulle het op 'n keer vir mekaar gesê, kom ons maak stene en ons brand hulle hard. Hulle het toe stene in plaas van klip gebruik en asfalt in plaas van klei. Toe sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring, waarvan die punt tot in die hemel reik, en ons maak so vir ons 'n naam. Dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Die Here het afgekom om te kyk na die stad en die toring wat die mense vir hulle gebou het. En toe sê hy, hier is hulle een volk en almal het een taal. Hulle het nog maar net begin om iets te doen. Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Kom laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal, sodat die een nie die ander verstaan nie. Die Here het hulle toe van daar af verstrooi oor die hele aarde. En hulle het opgehou met die bou van die stad. Daarom het hulle die stad Babel genoem, want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring. En van daar af het hy die mense oor die hele aarde verstrooi. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ontdaan van alles wat ons het, van alles wat ons is, staan ons voor U. U wat die skepper van hemel en aarde is.
skepper van alles wat gesien en nie gesien kan word nie. Niks het ons met ons in hierdie wêreld gebring nie. Maar aan U die dank, o Heer, dat wanneer ons uiteindelik hierdie wêreld ook met leë hande vaarwel sal roep, ons dit dan met die verwagting kan doen om U ewige ryk in te gaan. Here, gee tog dat hierdie versekering ons deur hierdie lewe dra en ons elke dag sal weet, al ons seëninge ontvang ons uit U hand. En wanneer hierdie stikkende wêreld oor ons loop, dan vou U ons bo ons gebede en bo ons verstand. Dan vou U ons toe in U sorgsame hand. Omdat niks ons uit U hande kan ruk nie. Ook nie, dank ons U. Ook nie daardie dae, wanneer ons in ons klein menswees in vertwyfeling verval nie. Ons pleit dat U wil, soos dit in die hemel geskied, net so ook hier op aarde sal geskied. Breek tog alle haat en kwaad. Gee tog dat die bose deur sy eie planne tot niet gaan. En laat ons in antwoord op U, laat ons nie toegee aan die strikke wat die bose vir ons stel. Vergewe tog ons sonde en skenk ons dan ons daaglikse brood, dat ons bo ons wêreld uit kan opstaan en kan lewe. Hoor tog ons gebed, want ons bid dit alles in die naam van ons liewe Heer, Jesus Christus. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 258, al 3 die strofes. Vreugdevolle tyding, bron van hartverblyding, is U evangelie woord. U is waarheid, lig en lewe, ewig en vir ewig.
Kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik. En ons maak so vir ons 'n naam. Bouwerk is 'n tema wat reg deur die hele Bybel loop. En wat uitstaan oor hierdie bouwerk tema is naamlik dat ons die mense se bouwerk maar altyd 'n brose saak is. Eintlik maar net ontaard in brouwerk. Hier sê ons skrifgedeelte dit. Almal kom by mekaar en hulle besluit, kom ons bou. Kom ons bou 'n stad met 'n toring. Wat bly oor? Bouvalle. Die Psalmboek waarsku ons teen 'n bouery. Psalm 127. As die Here die huis nie bou nie, soog die wat daaraan bou te vergeefs. Die boek Prediker vertel vir ons van hoe min werd ons bouery is. En dat die goed wat ons bou en ons dink dis permanent, dit is nie, dit gaan ook tot niet. In hoofstuk 10:11 word vertel van hierdie pragtige plaaswerf wat 'n boer en sy vrou opgebou het. Daar was nie 'n grasie uit sy plek nie. En uiteindelik, dit het ten gronde gegaan, vervalle geword. Onthou die uitdrukking, die pot wat by die put stikkend lê. En blaai mens oor na die Nuwe Testament toe, dan gaan hierdie tema voort. In die Matteus Evangelie wys Jesus se disippels hom op die pragtige tempelgebou. En dan antwoord die Here, hier sal nie een klip op die ander bly nie. Alles en die tempel sal afgebreek word. Ons lees in Lukas wat ons vertel van die ryk man wat 'n groot oes gehad het en toe besluit hierdie dwaas by homself, wat gaan hy nou doen? Hy gaan vir hom groter skure bou om hierdie groot oes van hom in te stoor. Daardie nag is hy oorlede. En dan skryf Paulus aan die gemeente in Korinte. Hy sê, julle is ook die gebou van God. Maar elkeen wat verder aan hierdie gemeente bou, moet mooi kyk hoe hy bou. Want God sal elkeen se bouwerk met vuur toets. Ons staan vanoggend by die bouvalle van Babel. En die prentjie wat ons sien is nie 'n baie mooi prentjie nie. Want die hele geskiedenis rondom Babel is nie 'n baie mooi geskiedenis nie. Wat het daar gebeur? Daar het gebeur wat presies in Genesis hoofstuk 3 gebeur het. Adam en Eva staan voor die boom in die middel van die tuin
En ten spyte van God se opdrag, gaan hulle van hierdie vrugte eet. Dink net, dan is hulle ten minstens op een vlak God se gelyke deur alles te kan ken, nogal 'n groot vlak waarop hulle gelyk aan God kan wees. En hulle eet van die verbode vrugte, en wat gebeur? Hulle word uit die tuin uitgeskuif in 'n wêreld van dorings en dussels. 'n Wêreld wat in mekaar getuimel het. 'n Wêreld waarvan 'n mens kan sê, daar het net bouvalle van oorgebly. En dan stap ons oor na ons skrifgedeelte in hoofstuk 11. Die sondvloed is verby. Noag en sy gesin is uit die ark. 'n splinter nuwe wêreld, waarin Noag en sy nageslag kan vermeerder. En soos die Here aan hulle opdrag gegee het om oor die hele wêreld te versprei. En hulle groei. En dan word hier in hoofstuk 11 vir ons vertel, maar hulle voer nie God se opdrag uit. Ja, met die tyd trek hulle na die ooste, kom by die vlakte van Sinaar. En wat sê hulle vir mekaar? Hulle sê, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring tot aan die hemel. En ons maak tog so vir ons 'n naam. Hulle doen presies dieselfde as Vader Adam en Eva. Hulle wil tog, die mens wil tog so graag op dieselfde vlak as God kom, want hy wil eintlik self God wees. En hulle pak hierdie reusagtige bouwerk aan, want as hulle kan opklim tot by die hemel, dan is hulle ook in die hemel, en dan is hulle ook gode. En nou kom die res van die hoofstuk, en dit moet 'n mens mooi verstaan. Die res van wat nou volg, is in spottaal geskryf. In die eerste plek word vir ons vertel, hulle dink, die mense, hier's nou 'n reusagtige bouprojek. En hulle sal moet kyk na die boumateriaal. Dit sal baie sterk boumateriaal moet wees om te bou tot by die hemel. En hulle begin bou. En dan sê ons skrifgedeelte, toe God afkyk, toe sien hy, daar is 'n klein bouwerkie aan die gang. En dit is so klein, dat God eintlik uit die hemel moet afkom, om te kyk wat daar aan die gang is. En nou moet 'n mens jou hierdie prentjie voorstel, hier is hulle besig om te bou. En hier staan God agter hulle, en God kyk na hierdie klein bouwerkie van hulle. En dan sê God spottend, nou sal niks meer vir hulle onmoontlik wees as hulle tot by die hemel gebou kry nie. Sê God, nou sal ek maar verwarring onder hulle moet bring, sodat hulle my oorspronklike opdrag uitvoer.
en God bring verwarring in hulle taal. En die woord Babel, dis 'n woord vanuit die Mesopotamiese wêreld. En die woord Babel beteken daar die poort na God. God verander die betekenis van die woord Babel en sê, nou sal dit verwarring beteken. Want daar het hy verwarring in hulle taal gebring. Nou staan 3 sake uit. In die eerste plek, en nou moet ons maar hierdie prentjie in ons gedagte bly hou. Nou begin hulle groepeer, seker maar volgens die tale wat hulle nou gepraat het. En hulle begin wegtrek, hulle begin versprei oor die aarde. Maar hulle bly Adam se kinders, ons moet dit nie vergeet nie. En so ver hulle gaan, bou hulle stede, en hulle dink vir hulle afgode uit, en hulle begin vir hulle tempels te bou, vir hulle afgode. Dis soos die ou kerkhervormer Johannes Calvin eeue later sou sê, die mens, nadat hy geval het, die mens se hart is 'n afgodefabriek. En ons sien dit hier aan die begin van die geskiedenis, soos wat hulle getrek het, en soos wat ons in die res van die Ou Testament hoor, het hulle vir hulle afgode begin tempels oprig, sover hulle gaan. Daarom dat die ou profeet Jesaja ook eeue later gespot het oor die afgoderry van die wêreld, wat hy gesê het, nou sit jy met 'n ryk man, hy bou vir hom 'n dier afgod, wat oortrek is met edelmetaal, en wat hy kan versier met edelgesteentes. Maar die arme man, hy moet maar iewers 'n stuk stomp gaan soek in die veld, en dit vir 'n ambagsman gee, om vir hom 'n god uit te kerf, sodat hy voor hom kan buig en hom aanbid. Die oordeel is oor die mens uitgespreek, omdat hy nie aan die opdrag van God wou gehoorsaam nie, en nou trek hy oor die hele wêreld uit. Maar ons staan hier by die bouvalle van Babel, toe die mense nou so almal wegtrek. Wie bly oor? Niks. Niemand nie. Al wat hier is God alleen. Hier staan God alleen. Almal is weg. En voor God staan hierdie bouval van Babel. Wat ons hier moet sien, is presies dieselfde prentjie as toe God begin skep het. Daar heel aan die begin van Genesis 1 staan, en alles was woes en leeg. Daar was niks. En toe begin God te praat. Hier staan God by die ruïnes van Babel, alles is woes en leeg. En wat doen God? God begin praat. En wat praat God?
God sê, Abraham, trek uit jou land uit. Ek sal jou 'n groot nasie maak. In jou sal al die volke wat nou weggetrek het, in jou sal al die volke van die aarde geseën wees. God begin van voor af. God skep uit woes en leeg niks, want die man wat hy roep Abraham, is reeds bejaard, en sy vrou is onvrugbaar. Hy roep hulle, en sê, kom na die land toe wat ek jou sal gee. Ek sal van jou 'n groot nasie maak. God skep weer uit niks iets. 'n volk net vir hom. Die ander het getrek. Niks of niemand bly oor nie. God skep van voor af uit niks. Vir hom 'n volk. En hoor net wat sê die ou profeet Jesaja 60 eeue later. Kom Jerusalem, laat skyn jou lig. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, daai mense wat weggetrek het by Babel. Maar oor jou gee die Here lig, oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou lig toe, en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. Kyk rondom jou, kyk, hulle almal kom by mekaar, hulle kom na jou toe. Hulle kom na Sions berg toe. En dan begin God met sy bouwerk hier op aarde. Hoor wat lees ons in Johannes hoofstuk 2. Jesus sê vir die skrifgeleerdes en die fariseërs, hierdie pragtige tempelgeboue, so het hulle gedink, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. God begin bou. En Jesus het nie na die tempel verwys nie. Hy het na homself verwys. Maar God begin nou bou. En dan in hoofstuk 3 van Johannes. God het die wêreld so lief. Daai mense wat by Babel weggetrek het. God het die wêreld so lief, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê, hoor, die hemel kan ingaan, sonder 'n toring. Hierdie troostelose geskiedenis van Babel wil vir my en u onder die besef bring waarmee ons vandag sou sit as dit nie vir God was wat uit onverstaanbare liefde sy mens net nie wou laat vaar nie. Hierdie geskiedenis wil ons onder die besef bring waarmee ons vandag sou sit as sy seun nie na hierdie wêreld gekom het nie. Ons elkeen sou net met ruïnes, bouvalle, brouwerk mee gesit het.
Broeders en susters, 'n berouvolle hart wys God nie weg nie. Wie in ootmoed voor God leef, wie in geloof in Jesus Christus alleen leef, sê die Johannes Evangelie spesifiek, het vandag al die ewige lewe. Is vandag al deel van die koninkryk van God. Mag elkeen wat 'n oor het, tog goed hoor. Amen. Ons slotgesang is gesang 470, die eerste, tweede en vierde strofe. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.